Goeiemôre, goeiemiddag of heel waarskynlik goeienaand. Vandag of in hierdie video praat ons bietjie oor die parabool en aangesien soos ek gaan die hele idee, die hele konsep van die parabool verduidelik. So ja, dit is alles op toepassing op jou as jy nou graad 12 is. Waaronder hierdie video nou gegaan val, maar as jy 'n jonger graad is, kan jy nog steeds in die video kyk. Ek meen, nou is nog dingetjies wat jy kan uitsonder. Hierdie gaan alles te doen hê van die parabool. Alles te doen het met die parabool. So ek gaan 'n paar definisies en 'n paar funksies bespreek en as dit nou nie heeltemal op toepassing is van jou nie, hoort jy dit te weet. Maar as jy graad 12 is, moet jy al hierdie goeters weet. So ek verduidelik vir jou letterlik net die soos die kernbeginsels van die idee van 'n parabool, alles wat belangrik is oor die parabool. Ek gaan nie deur soveel toepassingsvrae van die parabool nie en die vrae waardeur ek gaan is eintlik heelwat eenvoudig, net om die konsep en die idee daarvan te verduidelik. Maar wat jy gaan moet doen is jy gaan maar vraestelle moet uitwerk as jy soos nou in die video gekyk het om seker te maak jy verstaan dit is 'n bietjie verduidelik, maar wat jy ook kan doen is daar gaan een of ander tyd, as ek nie al reeds 'n video opgelaai het met voorbeeldvrae nie, kan jy seker ander video's gaan kyk oor voorbeeldvrae, maar ek sal my bes te probeer om een op te laai na hierdie een live is of public of wat ook al mense dit noem. So dit gaan dalk 'n bietjie van 'n lang video wees, ek is nie so seker nie. Ek dink dalk so 30 minute, maar as jy nie alles wil doen nie en jy wil net een van die 3 funksies waarna ek gaan kyk, vergelykings waarna ek gaan kyk vir die parabool, as jy net een van hulle wil hersien of miskien vierkant voltooiing wil hersien, jy kan dit net soos gaan net aan die timestamps toe. Yes, dit is nou moeilik. Gaan net so toe, moenie jou tyd mors nie, dit is baie kosbaar tyd. So gaan so toe kyk wat jy wil kyk en we gaan doen iets anders. Leer LOR of lewensoriëntering of wat ook al. Ek weet nie. Maar ja, moenie al die tyd hier spandeer nie, gaan gebruik jou tyd mooi. So ek gaan net gou vinnig deur 'n paar definisies gaan. Wat jy hoort te weet, hierdie moet nie nuwe kennis vir jou wees nie. As dit is, moet jy bekommerd wees oor jou wiskunde vir die jaar. Dan gaan ek na die funksies kyk of die verskillende maniere wat ons die funksie van die parabool kan neerskryf. Nou jy gaan al 3 moet weet, jy gaan al 3 moet kan toepas en jy gaan moet kan spring tussen die 3. Dit is baie belangrik. So jy moet weet hoe om dit ook te kan doen. En dan onder elkeen net 'n voorbeeld en na aan die einde nog 'n enkele laaste voorbeeld. So 'n paar definisies. Eerste een, as jy nie weet wat hierdie is nie, as jy bietjie geskroef, dan moet jy iets anders doen. Heroorweeg jou lewenskeuses. Y-as, X-as, en legit, as jy nie weet wat dit is nie, sal ek 'n video van die reguitlyn daar verduidelik ek actually 'n klein bietjie wat die kartesiese vlak is. So ek sal hom hieraan add. Shame. En ja, shame. So y-as, X-as, dit hoort jy te weet. Hierdie is die algehele vorm van 'n parabool. Sien jy, lyk maar soos 'n pabakkie. Dit is die parabool en op hierdie parabool is op 1 2 3 4 dingetjies, 4 plekkies wat ons name voorgee vir een of ander rede. Die algehele een, die funksie self, noem jy mos nou fx. En as jy die funksienotasie verstaan het, ek ook 'n video daaroor, gaan kyk hom. Ja, maar as jy dit verstaan, soos ek sê, shame. Maar ja, dan volgende is die waardeversameling en die definisieversameling. Hulle love dit om dit te vra by die parabool. As jy sukkel om te onthou wat sien is wat, dit was net gou wat hy net sê, tantrum gooi, daar sê. As jy sukkel om te onthou wat sien is wat, X kom voor Y.
en D kom voor W. So in jou toets sal hulle vir jou vra, gee vir my die waardeversameling van die funksie fx. Dan moet jy weet, hulle vra vir die y. Wat beteken nou op die y? Op hierdie grafiek gaan dit van die draaipunt af, wat nie heeltemal die x-as is nie, net so langs die x-as, van die draaipunt af al die pad op tot 'n oneindigheid wees. Die definisieversameling van hom gaan letterlik minus oneindig tot positief oneindig, want hierheen gaan soveel links, daarheen gaan soveel regs. Dis net die waardeversameling wat baie spesifiek daaronder begin. Nou, hierdie x en y punte, hoor my, hierdie x punte, ek sê x punte, maar die x afsnitte, so daar waar die funksie, die x-as sny, hulle het ook spesifieke name, ons noem hulle wortels, ek weet nie hoekom nie, ek dink dit het te doen met die feit dat dit 'n kwadraat is, maar hy twee, omdat ons juis werk met 'n kwadratiese funksie. So, as jy nie weet om te faktoriseer nie, want faktorisering het ook te doen met soos om hom te vereenvoudig tot op so 'n punt dat jy net hakkies het. Ons gaan dit baie doen, so as jy nie weet om dit te doen nie, gaan ek vir jou nog 'n video oplaai, gaan kyk hoe om te faktoriseer. En dan kom jy eerder terug na hierheen, want jy gaan nie mekaar raak. En dan, tweede laaste het ons die draaipunt, het vir gesê, hy sny die y-as omtrent daar op die einde van die skerm. En net onder hom is wat ek noem die draaipunt. So dis die laagste moontlike punt van die funksie, of die hoogste moontlike punt. Ek sê of, want dit gaan eintlik maar net oor, as jy die funksie lees van links na regs, kyk nou hoe verander hy. So sien jy die funksie beweeg regs, okay? As ek so gaan, dan beweeg die funksie regs. So dit beteken hy daal. Die funksie daal, van hier af soontoe daal hy, selfs as jy dit doen. Kyk, soos wat hy verdwyn, gaan daai punt al hoe laer en laer en laer en laer. Hy daal, tot hy presies by die draaipunt kom, en dan, wat gebeur met hom? Hy styg. So, die draaipunt is eintlik, soos per definisie, as jy nou wil fokus op die definisie, is die draaipunt daar waar hy van rigting verander. Dis hoekom, as jy nou met die derde graadse funksies werk, het hy meer as 1 draaipunte, want hy verander meer as 1 keer van rigting. Ja? Nee? Ja? Ja. Paraboliese funksie doen dit net 1 keer. Okay, cool. Nou weet jy hoe dit werk. Volgende, wat ons almal weet, y-afsnit. Baie maklik, is waar x 0 is, en obviously is die wortels waar y 0 is. So, kom ons val sommer met die deur in die huis in. Ek dink dis wat mense sê, as mense dit nie sê nie, let wel, ek is nie Afrikaans onderwyser nie. Alhoewel my ma Afrikaans onderwyser is, selfs hy sulke dingetjies vir my sê. So, eerste funksie. Eerste funksie is die eenvoudigste funksie. Dis jou, so te sê, kan ek sê dis jou eenvoudigste funksie, maar dis so te sê jou eenvoudigste paraboliese of kwadratiese funksie. En dit is 'n 3-term. Hierdie 3-term het noem name. Kyk, die koëffisiënt van x kwadraat noem ek a, en die koëffisiënt van x noem ek b, en daai punt daar heel agter, die konstante, nee, constant, imagine dit in Engels, noem ek c. Dis hoe my constant genoem word, jy weet c. Ok, cool, ek hoop jy verstaan dit. 'n Paar dinge wat ek wil hê moet oplet. Nommertjie 1, my funksienotasie voor f van x. Ek skryf dit so want ek gaan dit baie gebruik. Let op, hy is blou, c is ook blou, so dit hoort iets te sê. En dit hoort vir iets te sê, en die x in die middel, die x by my funksienotasie en die ander x is almal dieselfde kleure. Want hulle moet altyd dieselfde getal wees. Ook, a en b is verskillende kleure. Die rede hoekom hulle verskillende kleure is omdat ek hulle letterlik gaan gebruik in
volgende funksies, byvoorbeeld om die draaipunt uit te gaan werk of om vierkant voltooiing te doen ensovoorts. So ek skryf dit in verskillende kleure sodat jy kan sien wanneer ek dit gaan gebruik, sodat dit nie net vreemd is as ek skielik 'n A in 'n funksie gebruik en sê soos waar het hy hierdie A gekry nie. Dis wat ek A gekry het. Dis wat ek A gaan kry, dis die koëffisiënt van die x². Vanuit die eerste funksie wat hom handig maak vir 'n vraag. Onthou, ek verduidelik vir jou nou die kernkonsepte van die parabool en jy moet dit kan gaan toepas. So ek gee nou net vir jou die teorie. Ek gaan nie vir jou wys hoe om dit ek gaan vir jou een voorbeeld gee, maar ek gaan vir jou 'n maklike voorbeeld gee want ek wil nie hard werk nie. Ek's bietjie lui. So ek gaan eenvoudige funksies, vinnige voorbeelde doen en dan moet jy dit verstaan en die moeilikes gaan doen. Of dan net my video's kyk wat ek oor parabole, jy weet soos vrae gaan uitwerk. Ek sal een of ander tyd gee my net kans. Wat ek kan lees of kry uit my eerste funksie uit is die volgende. Punt nommer 1. Ek kan my A kry. A gee vir my die vorm. In al 3 funksies wat ek vir jou gaan leer, gaan daar 'n A wees. En hierdie A beteken dieselfde in elkeen. Hy gee vir my die vorm van my funksie, want as hy positief is, sou hy so lyk. En as hy negatief was, sou hy so lyk. So sien jy positief glimlag, negatief sad face, onthou dit net so. En dan die volgende ding wat ek kan doen of wat ek kan kry uit hierdie funksie uit, is daai C. Omdat ek het vir jou gesê, daar's 'n baie spesifieke rede hoekom die twee in dieselfde kleur is, die fx voor en die C aan die agterkant. Dis hoofsaaklik omdat hulle letterlik dieselfde getal is. Daai C is my y-afsnit van my funksie. So maklik, jy kan dit net gaan aflees. Jy hoef niks, daar's nie 'n x wat jy moet uithaal of een of ander algebra toepassing of 'n kwadraat wat jy moet wegvat. Dit is hy. Jy hoef nie sy teken te verander nie, niks nie. Dis lees hom net af, dis die waarde. So soos ek sê, hy gee vir jou die y-afsnit. Die idee, soos ek mos in die vorige slide vir jou gesê het, waar jy y gaan kry gaan wees waar x 0 is. En as jy 0 maak, of as jy x 0 maak in jou vergelyking, kyk wat gebeur met my A en my B. Daai A val basies weg, want A maal 0 is 0, en my B val ook weg. Al wat oorbly is my C, daarom gaan niemand jou kwaadlik neem as jy net gaan neerskryf, y is C nie. By al hierdie vrae wil hulle vir jou vra, wat is of waar sny die parabool die y-afsnit? Of jy weet, wat is die y-afsnit? Sulke tipe staf, waar hulle jou sulke vrae gaan vra. Niemand gaan jou kwaadlik neem nie, as jy net sê y is gelyk aan C, of die waarde van C, wat soos 9 gaan wees, of -12, of wat ook al. Niemand gaan jou kwaadlik neem as jy dit neerskryf nie, want daai vraag gaan letterlik 1 punt tel. So hoe wil jy al daai x gelyk aan 0 gaan doen as hy net 1 punt tel? Niemand kyk daarna nie, hulle kyk net of jy sê y is C. So come on. Nie jou lewe vir jou moeilik maak nie. Ons kyk gaan nou 'n voorbeeld. Ek gaan hierdie voorbeeld oral gebruik. Nou soos vir my so cool, waar dit lyk asof ek elke ding individueel teken. Verder in die toekoms lyk hy bietjie creepy, want alles vorm op dieselfde tyd. Ek kan nie so teken nie, so dit lyk bietjie onrealisties. Maar ek gaan hierdie funksie in elke liewe voorbeeld gebruik. Hulle gee vir jou so 'n grafiekie en daar's 'n reguit lyn wat die parabool sny by die y-as, en ek sê vir jou hy sny by die y-as. En ek vra vir jou, wat's die koördinaat waar gee x die y afsny? Hulle gee nie vir jou gx se funksie nie, hulle gee vir jou fx se funksie, want hy sny hom ook daar. Dis baie eenvoudig, jy doen wat jy gedoen het in die vorige toets, vorige skyfie, jy gaan lees net, jy gaan lees net, y is gelyk aan -9, dit word vir jou gegee, jy hoef nie daai f van x is 0 en al daai staf, jy hoef nie dit te gaan doen nie, asseblief moenie, jy mors tyd op die ou einde van die dag en tyd is baie kosbaar. So jy skryf net y is gelyk aan -9.
So maklik soos dit. Dit wil sê my draaipunt, my y-afsnit van my funksie f(x) is die punt 0 waar x 0 is en minus 9 waar hy dan die y-afsnit sny. Volgende funksie. Tweede funksie. Okay. Soos jy kan sien, hierdie funksie lyk regtig baie soos jou eerste funksie. Dis omdat dit letterlik die eerste funksie is. Ek het nog nie vir jou die tweede funksie gesien nie, maar ek het vir jou gesê hierdie is 'n 3-term. Okay? En wat kan ek doen met 'n 3-term? Ek kan hom faktoriseer. Dit is belangrik, ek het dit genoem in die begin van die video, vir jou om van die eerste funksie na die tweede een en ook na die derde een toe kan beweeg. Hulle gee dit vir jou in die vorm, jy moet hom so kan gaan neerskryf of so kan gaan uitwerk dat dit vir jou die ander funksies gee. Verstaan jy? Jy moet bietjie gaan vereenvoudig of bietjie magic wiskunde voodoo toepas. In hierdie een spesifiek gaan ons faktoriseer. So jy faktoriseer daai 3-term. En dan kry jy die volgende. 2 hakies met 'n a wat buite is. En nou ek het vir jou gesê daai a word gevind in elke liewe een van jou funksies en in elkeen rig hy, hoe sê ek daai sin? En elkeen rig hy dieselfde funksie af. Kan ek dit sê? Hoekom klink dit so weird? Maar in elkeen van hy doen hy basies dieselfde. Hy gee net vir jou die vorm. As hy positief is, lyk hy soos 'n smiley. As hy negatief is, lyk hy soos 'n sad face. En nou 'n verdere ding wat ek wil hê jy moet sien is ek het gesê x 'n normale x en 'n normale x voor beide van my hakkies, of in die begin van beide van my hakkies. En dan aan die einde van albei van my hakkies is daar x1 en 'n x2. Dis net omdat daai 2 punte gaan my 2 snypunte wees. Ek verduidelik nou eers die A. Daai 2 punte gaan my snypunte wees van my grafiek. So x1 is die plek waar hy die grafiek een keer sny en x2 is die plek waar die grafiek die ander keer sny. Soms gebeur dit, ek sal vir jou wys hoe dit lyk, dat hy hom nie op, ek sal dit vir een of ander tyd wys hoe dit lyk, dat hy hom nie, die x-as nie op 2 plekke sny nie, maar hy sny hom net 1 keer. Dit kan gebeur. Of dit kan gebeur dat hy hom 0 keer sny, dit kan ook gebeur, soos as jy net 'n x² kry. Dan flou daai pappie iewers bo, hy float soos in die lug. Hy sny nooit die x-as nie, maar in hierdie geval, wat ook al hierdie funksie is, en die funksie wat ek jou gewys het, en voorgeskryf en die voorbeeld wat ons gaan doen, sny hom 2 keer. So jy het 3 gevalle, 1 keer sny hom 1 keer, 1 keer sny hom 0 keer, 1 keer sny hom 2 keer. Maar hierdie funksie spesifiek sal vir jou al daai goedjies sê. So x1 en x2. En van saamsprekend, as jy weer wil teruggaan, moet jy vereenvoudig. Jy gaan dit met elkeen van hulle kan doen. Jy weet jy maal dit net uit, jy ebba daai ouetjie en jy gaan dieselfde in die derde funksie ook kan doen. Gou voorbeeld. Sien jy hoe is dit? Dit alles vorm so op dieselfde tyd. Ek kan dit doen nie, dit lyk freaky. Geef jou funksie, ek sê vir die funksie is 3x² plus 6x minus 9. Jy kan eers hier gaan faktoriseer as jy wil, gemeenskaplike faktore uithaal, die 3. Jy kan dit gaan doen, maar jy hoef nie noodwendig nie. Okay, want as jy hom nie gaan uithaal nie en jy faktoriseer hom nog steeds en jy doen nog steeds die 3 terme, gaan jy nog steeds by dieselfde antwoord uitkom. Jy gaan bietjie moeiliker faktoriseer, so ek stel voor haal die 3 uit. Jy kan nou sien dis 'n positiewe 3, so dis 'n glimlaggie. En dan faktoriseer jy x² plus 2x minus 3 wat vir jou wat gee vir jou minus 3, 3 maal 1 en as ek hulle aftrek moet dit vir my 2 gee. So die grootste een of hulle verskil en die grootste een kry die plus en die kleinste een dan van selfsprekend kry die minus 1. Daai gee ons vir my 2x koördinate en 'n positiewe a.
klaar daai die glimlaggie gesê. En hierso wil ek hê jy moet bewus wees, ek gaan dit in my vierkant voltooiing, gaan ek dit net sonder om vir jou dit weer te verduidelik. Ek lieg nou vir jou, want ek gaan dit weer vir jou verduidelik, want ek kan dit nie help nie. Maar as jy 'n hakie moes kry, moet jy hom mos gelykstel aan 0, want dit is 'n of som. X plus 3 of x minus 1, wat vir my twee waardes gee van x minus 3, van minus 3 of positief 1. Daarom sal my funksie, of kan ek dit sien, dat my funksie, my grafiek, my fx, sny my x-as daar by minus 3, soos ek jou daar aandui, en ook by 1. Dit is belangrik vir jou om daai te weet, want hulle gaan vir jou sê, of ek gaan in die einde van die video, gaan ek so voorbeeld doen waar ek vir jou sê, okay, hier is vir jou funksie, hy is in die eerste vorm, die eerste funksievorm, en dan vra ek vir jou, okay, teken hom. Dan gaan ek hierdie doen om uit te vind waar sny hy my x-as. Ek gaan daai boonste funksie gebruik, daai netjie daar, om uit te vind waar sny hy my y, ek werk hierdie ouetjie uit en ek vind uit waar sny hy my x. Derde funksie. Gits, nou ek het totaal al vergeet van die draaipunt. Voor ons by die derde funksie uitkom, die draaipunt. Ons het nou gepraat oor hoe om 'n y-as te kry, en ons het gepraat oor hoe om die twee wortels te kry van die funksie, die x-asse, ja. Maar daar is nou 'n vierde punt, soos ek in my definisie slide gewys het, is daar 'n vierde punt wat ek nou nog nie aangeraak het nie. En dit is wat jy ook moet verstaan voor ons na die derde funksie, of by die derde funksie uitkom. En dis die draaipunt. Hoe werk jy die draaipunt uit? Die draaipunt het sy eie klein vergelykingkie, maar hierdie klein vergelykingkie werk net die x-as, sy formulietjie. Hy werk net die x-as van die draaipunt uit. So, as jy hierdie b, nee, kyk, jy vervang b nou daar in b se plek in, en jy vang a daar in a se plek in. As jy dit doen, gaan jy mooi daai x-afsnit kry van die draaipunt. Sien jy dit? Maar 'n draaipunt, dis in die naam, dis 'n punt, het beide 'n x-koördinaat en 'n y-koördinaat. So fantasties vir jou as jy hom net kan invervang en die x-punt kry, maar dis 'n helfte van die werk. Die ander helfte van die werk gaan wees is om hierdie waarde wat jy hier kry, om nou minus b op 2a gaan vir jou 'n getal gee. Dit gaan vir jou 'n letterlike konstante gee, soos flippend 2, en daai 2 gaan skryf jy of vervang jy terug in jou oorspronklike vergelyking in. Dit beteken jy gaan kry die y-as van jou draaipunt na jy hom in jou oorspronklike vergelyking gaan invervang, jou 3-term paraboliese funksie. Daar gaan jy eers 'n punt kry, y x. En 'n voorbeeld, of in ons voorbeeld wat ons gedoen het, kom ons kyk gou hoe hy gaan lyk. Jy kan daai 3 weer gemeenskaplik uithaal, nee, soos wat ons gedoen het met toe ons gefaktoriseer het. Jy kan dit gaan doen. Op die ouende gaan dit geen eintlike verandering, dus dit gaan niks anders verander nie, want kom ons sê ek hierdie 3 uitgehaal, dan sou dit wat voor my x kwadraat wees, dan sou daar net 'n 1 wees. En dit wat voor my x was, sou dan 'n 2 wees. So dit sou plaas van 6 sou dit 2 wees, en plaas van 3 sou dit 1 wees. So my antwoord sou nog steeds opeindig op minus 1. Hierso maak dit nie soveel saak nie. Ek lê klem daarop, want ons gaan nou daaraan werk waar dit regtig gaan saak maak, waar jy daai 3 moet uithaal vir die ding om sin te maak. Anders sit jy soos verhaal vir die nonsens neerskryf, dan lyk dit asof jy wiskunde doen. Maar jy doen nie wiskunde nie, want jy doen dit verkeerd. Soos wat ek al op 'n stadium gedoen het. So, dit gee vir jou minus 1, maar dit gee vir jou net die x-waarde van die draaipunt. En vervang hom daarom terug in jou funksie in, en dan kry jy, ek dink, minus 12, wat beteken jou draaipunt is minus 1, minus 12. Daar, baie punt letterlik net daar. Minus 1, minus 12. Die rede kom ek nou vinnig net die draaipunt verduidelik het, is, daar is hierdie metode, nee, maar
Jy kan sien ek het die hele skerm vol geskryf net om die metode te doen. En ek moes soos 2-3 stappe doen voor ek kom het tot op die punt waar ek die koördinaat kry. Ek moes 2 keer dinge invervang en dit kan jou punte kos. In plaas van dit kan jy die derde funksie gebruik. Nou ek stel nie dit voor vir almal nie want dit is 'n bietjie kompleks. En dan gaan dit moeilik verduidelik net omdat ek wil want dit is nogal cool hoe alles uitwerk met die getalletjies. Maar as jy dit nie verstaan nie, sal ek eerder sê memoriseer daai vorige vergelykingkie, daai minus b op 2. Memoriseer dit en dan gebruik jy dit net om vir jouself die draaipunt te kry. Dit is baie makliker en dit is baie veiliger. Hierdie is net baie vinniger. So as jy die vorige enetjie gebruik, is fyn, is great, doen dit net vinnig. Nee, sodat jy nie tyd mors nie. Maar daar is die derde en die laaste funksie van my parabool is wat ek noem die draaipunt funksie. Ek noem dit want na ek vierkantsvoltooiing doen vanuit my eerste funksie kry ek die draaipunt funksie. Vierkantsvoltooiing, wat's dit? Ek sal nou 'n voorbeeld doen, moenie worry nie. So my draaipunt funksie lyk so. Sien jy A's voor? Dit is baie belangrik want daai gaan jou trip. Absoluut, as jy nie oplet op om die A uit te haal nie, gaan jy jou trip en jy gaan 'n vreemde getal kry en jou draaipunt gaan hoër wees as jou waar jy die y afsnit sny en dit gaan nie sin maak nie en jy gaan nie mekaar raak en jy gaan wonder wat jy verkeerd gedoen het en jy gaan 'n hele uur hierin spandeer en jy gaan niks anders van jou vraestel kan voltooi nie. P-kie gee vir my draaipunt. Daai P en daai kie. Dis die tweede ding wat ek wil hê jy moet agterkom tussen die twee funksies. Een is die is die A. Ek sal nou praat oor die x'e en daai bx. Ek sal nou daarby uitkom. Maar die tweede ding is daai C en die kie. Sien jy, hulle het niks x'e by hulle nie. So hierdie C verander in die kie in. Beide van hulle is konstante, maar 'n gedeelte van die kie is die C. As jy dit nie nou verstaan, is dit fyn. Ek sal vir jou daarby uitkom. En dan ook daai x, daai p, hy word 'n minus, hy was 'n plus, om nou so ofsom en vereenvoudig net om van die draaipunt funksie weer terug te gaan na my oorspronklike paraboliese funksie toe. Nou ons kyk gaan na 'n voorbeeld van vierkantsvoltooiing. Ek het regtig gedink ek gaan 'n voorbeeld wees. Maar vierkantsvoltooiing. Ek gee dit vir jou of ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike funksie, die paraboliese funksie. Wat ek met hom doen is jy het 'n klein formule, net soos met die draaipunt in die vorige een, het jy ook 'n klein formule om die vierkantsvoltooiing van 'n kwadratiese vergelyking te kry. Dit lyk baie dieselfde, dit is ook so breek, dis b gedeel deur 2 gekwadreer. B gedeel deur 2 gekwadreer. Dit lyk redelik soos my ander funksie, né? Nogal. Let op dat hierdie vir my 'n getal gaan gee. Daar's net een veranderlike en dis die b wat die koëffisiënt van jou x gaan wees. Kom ons sê dis 7. Sit jy hom daarin, kry jy 7 gedeel deur 2, so dis 3,5. Dan kwadreer jy hom, dan kry jy een of ander getal wat ek nie idee het wat dit is nie, maar dan kry jy een of ander getal, maar die aard van die saak is dit is 'n getal. Nee, dis 'n konstante. Daar is nie van nee, soms is daar kan iets anders wees nie. Nee. Hy is nie veranderlik nie, hy is 'n konstante getal. Nou hierdie getal of vierkantsvoltooiing, die volgende paar stappe gaan ek baie moeilik doen. Nee, so as jy dit nie verstaan nie, is dit fyn. Ek het dit nie regtig verstaan nie. In alle eerlikheid, ek het net geweet hoe om dit te doen, maar ek het dit nie regtig verstaan nie. Verstaan? Ek het net die rympie in my kop toegepas en as ek in die toets kom het ek die rympie toegepas en ek het hom gekry en ek het my punte gekry. So, jy kan dit doen, maar ek wil 'n bietjie in die verstaan van vierkantsvoltooiing ingaan. So,
as ek daai kwadratiese as ek daai ja, dit is 'n kwadratiese funksie, maar as ek die paraboliese funksie sien, gaan ek ook daai A's en daai B's vir spesifieke redes gebruik. Die eerste ding wat ek doen is, ek vind eers uit wat gaan my formule wees, of wat gaan my, wat het ek het genoem? Ja, daai B kwadraat of B gedeel deur 2 kwadraat. Ek wil eers uitvind wat gaan daai waarde wees. Nou, ek gaan werk hom uit en ek moet hom byplus. Ek moet hom by my funksie byplus. En die probleem kom waar jy hom byplus, want jy kan nie net enigiets byplus in wiskunde nie. As jy soos wiskunde en wetenskap gaan half hand aan hand. Ek dink dit was wiskunde wat eerste was en toe wetenskap, want in wetenskap is daar so 'n sê ding, niks kan nie 'n sê ding nie, dis 'n wet. Dis die wet van conservation van materie. Materie kan nie geskep of vernietig word nie. Dieselfde met wiskunde. Jy kan nie net iets byplus omdat jy voel jy moet dit byplus nie. As jy iets byplus, moet jy dit aftrek ook, nê? So basies wat ek doen hieronder is ek plus met 0. En dis oké, ek kan dit doen. In wiskunde kan jy met 0 plus, want dit gaan niks verander nie. Dit gaan, as ek hulle geskei hou, die hele sommetjie vir my vergemaklik. Maar die probleem is, ek het vir jou gesê, dit gaan oor waar jy hom byplus. Ek plus daai ouetjie binne 'n hakkie by. En voor my hakkie gaan 'n A, net 'n A, ek weet nie wat ek na A wou sê nie. Voor my hakkie gaan daar 'n A wees. Hierdie A is 'n getal. So wat gebeur eintlik? Wat plus ek eintlik by? Ek plus daai B gedeel deur 2 kwadraat maal A by. Dis wat ek byplus. Wat beteken ek moet dit ook aftrek. So ek trek minus A hakkie B gedeel deur 2 kwadraat af. Nou eers kan ek sê ek het 0 bygevoeg. En dis oké. Ek kan dit in wiskunde doen. Maar as jy daai A hierso agter vergeet, gaan jou antwoord vreemd wees. So, basies wat jy doen is jou koëffisiënt wat jy kry, sit jy voor die hakkie of jy haal hom gemeenskaplikheid eerste en dan plus jy hom net daar agterby. Okay? Dis basies wat ek doen. En alles anders gaan presies dieselfde lyk. So ek het my A, my koëffisiënt van my x kwadraat ek weggevat. Ek het die geselfde getal van my bx weggevat, maar daar bly nog steeds die heel toevallige b daarby, nee, ja. Daar bly 'n b daarby en agter kom my c net so af. So c bly dieselfde, bx en x kwadraat verander bietjie. Okay, ek gaan net terugkom na hierdie ouetjie toe, want vir nou wil ek net hê jy moet hierdie sien. Jy moet net sien dat ek binne 'n hakkie voor my x kwadraat en my plus bx plus ek daai vierkantsvoltooiing formuletjie by. En agter minus ek met die produk van A en daai vierkantsvoltooiing formuletjie. Dis al wat jy nou moet sien, want ek gaan dit nou verduidelik met 'n voorbeeld. Weer daai selfde voorbeeld wat so vreetjie terugkom. 3x kwadraat plus 6x minus 9. Net nou het ek vir julle gesê, dit maak nie regtig soveel saak vir jou om daai 3 gemeenskaplik uit te haal as jy besig om die draaipunt uit te werk op die konvensionele manier nie, die draaipunt formuletjie nie. Maar met hierdie draaipunt funksie moet ek dit uithaal. So ek moet daai 3 daar uithaal. 3 beteken, dis 'n positiewe 3, so obviously gaan my tekene of my funksie 'n glimlag wees, nee, ja, nee. Happy times. En my vierkantsvoltooiing, dit wat ek gaan bytel, gaan die volgende wees. So, sien jy waar kry ek my B vandaan? As jy nie hierdie stappe doen nie, gaan jy in die hek intyk en ja, onderwyser gaan nie dink is snaaks nie, regtig nie. Hulle wil hê jy moet deurkom. So hier sit daai 2 daar, so dis basies 2 gedeel deur 2
gekwadreer. Wat is 2 gedeel deur 2 is 1, kwadreer hom, dis 1, so ek plus 1 binne die hakie by. Omdat ek het jou net gewys, jy plus 1 binne die hakie by. Maar, daar's 'n 3 voor die hakie. So wat moet ek eintlik, wat plus ek eintlik by? Wat tel ek eintlik by hierdie vergelykingkie by? 'n 3. So ek moet 'n 3 gaan aftrek. Net omdat daai 3 maal minus, plus 1 vir my plus 3 gaan gee, moet ek minus 3 aan die agterkant. Hierdie kan 'n probleem, net daai een stappie kan 'n probleem wees, want sekere mense sal nou 'n minus 1 na agter gaan skryf, dan kom die minus 9 af. Nee, dan kry ek minus 9 minus 10, wat actually nie te bad is nie, want dan gee dit vir my minus 10 as 'n draaipunt en minus 9 as 'n y-afsnit. Maar dis verkeerd en jy sal nie dink is verkeerd nie, want dit lyk reg, soos die draaipunt is selfs onder toe. Maar ek het al op 'n punt gekom en dan kry ek, dan sit, dit was met die volgende voorbeeld. Toe het ek dit eers verkeerd gedoen, toe was my draaipunt baie hoog, baie hoër as my x-afsnit, toe dink ek, iets hier is nie lekker nie. Maar hierdie gee dan vir my minus 3 en minus 9 aan die agterkant, wat saam by mekaar kom, omdat ek vir jou net gesê, daai C is al weggesteek in die kie, dis wat hier gebeur. Hulle merge half saam, dan kry ek minus 12, daai is presies dieselfde hakies, ek sal nie nou verduidelik hoe ek hulle gekry het, jy faktoriseer net daai ding, daar sê dat ek jou verduidelik, x kwadraat plus 2x plus 1 gaan vir my 2 van dieselfde hakies gee, van x plus 1 en x plus 1, as dit 2 van dieselfde hakies is, wat beteken dit? Ek kan hulle mos in 'n kwadraat gaan skryf. So daar skryf ek hulle. X plus 1 is my kwadraat, saakie, en minus 12 is aan die agterkant. So my draaipunt, onthou daai plus 1 word 'n minus 1, my draaipunt is daarom minus 1, minus 12. Weereens, daai minus 12, as ek hom hier verkeerd by geminus afgetrek het, minus 1 in plaas van minus 3, sou ek minus 10 hier kry, wat nie verkeerd sou lyk nie, want hy's laer, so te sê, as my y-afsnit, maar hy's op die ouene is dit die verkeerde antwoord, want dis nie waar hy gaan sny nie. Okay. Ek hoop jy dit verstaan, want daai laaste stappie, nee, hy kan eintlik baie makliker geskryf word. So, om terug te gaan nou na die vierkantsvoltooiing toe, na jy nou 'n voorbeeld gesien het, in die einde van die som het jy gesien ek het daai 2 hakies het ek sommer so bymekaar gesit. Jy kan die middelste stappie skiep. Ek sê vir jy kan dit skiep want dis wiskunde en jy het baie min tyd. So jy gaan hom kan skiep. Wat beteken, as jy mooi daarna kyk, hier binne my hakie, ek wil nou inzoom. Hier binne my hakie, kom ons kyk of ons net eenetjie kan terugkom. Hier binne my hakie het ek die volgende, nê? So A voor buite die hakie en my een of ander konstante wat kie gaan word hier in die einde. Sien jy, hy verander glad nie. Niks van hierdie wat ek nou hier neergeskryf het verander nie. Al wat verander het is daar's nou 'n kwadraat bo my hakie. So 'n vinnige manier om dit neer te skryf is gaan kwadreer jou x kwadraat. Dis baie maklik. As daar x tot die mag 4 gestaan het, sou jy net gesê het, jy weet, kwadreer hom net, so dis x tot die mag 2. En daai getal hier in die einde, die vierkantsformule, in jou hakie gaan hy net so lyk. Sien jy, hy's ook die wortel van die oorspronklike getal, want in die oorspronklike getal het hy 'n kwadraat gehad, nou het hy nie 'n kwadraat nie. Gaan doen hierdie net. Ek het dit gedoen, dit was my baie makliker as om elke keer die 3 term wat ek kry in my funksie en te faktoriseer. Jy hoef nie elke keer die 3 term te gaan faktoriseer nie. Jy hoef regtig nie. Jy kan net hierdie neer gaan skryf en dit so leer, of as jy dit nou verstaan het, gaan jy dit nie noodwendig hoef te leer nie. Maar ja, dis wat ek gedoen het, dit was my baie makliker en dat ek onthou om net daai A te maal daar aan die einde. Ons kyk gou na, voordat ons dit doen, wil ek net vir jou ook 'n ding uitwys, wat dan basies
is, of eintlik vanselfsprekend is. En nou het vir jou gesê, jy kan daai C net gaan aflees as die y-waarde, dieselfde met die Q en die P vir die draaipunt. Hierso gaan P basies wees, B gedeel deur 2, dis letterlik wat P is. So as jy so 'n funksie kry en jy haal 'n ding gemeenskaplikheid en jy deel hom deur 2, dan het jy jou draaipunt. So maklik is dit. En my y, dit is nie presies die draaipunt nie, dis mos eers die negatief van die draaipunt, want hy staan binne aan die hakkie. Maar vir my Q aan die agterkant, hy's bietjie meer kompleks. Dit is net minus A maal B gedeel deur 2 tot die mag 2 plus met my C-waarde, wat ons vir my Q gee. Kom ons kyk na 'n finale voorbeeld. Hierdie is bietjie vereenvoudig, soos obviously ek vra dit vir jou baie makliker. In jou toetse gaan hulle die toepassingsvrae baie moeiliker maak. Jy moet hierdie goeters verskriklik goed kan kophou wanneer en hoe jy die draaipunt moet kry, want hulle sal nie vir jou vra nie noodwendig vir jou gaan vra werk die draaipunt uit nie. Hulle gee vir jou 3 funksies wat mekaar sny en dan sê hulle vir jou dit sny mekaar by die draaipunt werk die funksie van die reguit lyn uit. Nou moet jy weet, okay, ek moet nou eers die funksie van die parabool gaan uitwerk en dan moet ek hom gaan vierkant voltooiing doen, dan moet ek die draaipunt gaan kry. Dan het ek 1 punt vir die reguit lyn en klomp sulke staf. Jy gaan dit moet uitredeneer. So ek sê net vir jou, ek weet hierdie lyk soos asof ek net die maklike staf verduidelik. Dis omdat ek net die maklike staf verduidelik. Ek gee net vir jou die teorie en jy moet die moeilike goetertjies, die buite die boks tipe staf gaan doen. So gaan breek jou brein 'n bietjie, werk 'n paar vraestelle uit en hoort jy okay te wees. Hier is die basiese kernkonsepte. Maar voorbeeld 5 is net hoe pas ek dit 'n klein bietjie toe? Is hulle sal soos in graad 10 of iets vir jou vra, okay, skets hierdie funksie. En wat jy dan doen is jy sien, okay, vanuit hierdie funksie hierso kan ek sien dat my y-afsnit gaan daar wees by minus 42. Nee, hiersoos waar ek dit opgemors het. Met my, toe ek hierdie voorbeeld uitgewerk het ek vierkantsvoltooiing gedoen, maar ek het vergeet om daai 2 gemeenskaplik uit te haal. Toe kry ek die weirdste flippin draaipunt in die wêreld. Ek weet nie, hy was soos minus 30 of iets. Toe was ek, nee, hy maak dit vir my sin nie. Want hy kan nie hoër wees as hy afsnit nie. Dit maak mos glad nie sin nie. So, ja, jy lees hom net af, dit is baie eenvoudig. Jy sien die 2 voor die x², hy is positief. Wat sê dit vir jou van die vorm? Beteken hy gaan 'n glimlaggie wees. Ek moes eintlik 'n sad face doen, dan kon ons hom 'n bietjie doen, maar ek sal seker iewers in die toekoms doen. En tweedens, so te sê, daai was nou tegnies my eerste stap. En dan my tweede stap kan ek nou of die draaipunt gaan uitwerk of die 2 wortels. Ek het besluit om eers die wortels uit te werk, want om te faktoriseer is 'n bietjie makliker as om jou vierkantsvoltooiing te doen. So jy haal hom gemeenskaplik uit. Jy faktoriseer daai 3 terme na binne. Weerens jy hoef dit nie te gedoen het hier nie, want hulle deel in afval uit as jy jou of-sommetjies doen. En dan kry jy jou wortels as minus 7, waar y 0 is. Minus 7 en 3. As hy, cool, ons het nou 3 punte. Ek kan hom nog nie gaan plot nie, want ek weet nie wat sy draaipunt is nie. So, jou laaste stapie is, jy figure uit, wat is my draaipunt? Jy kan daai formule gebruik, maar soos jy kan sien, ek het nie regtig spasie om daai hele formule te gaan doen nie. Ek het nie die spasie daarvoor nie, so ek gaan net vierkantsvoltooiing doen. Ek haal hom uit. Kyk nou mooi hier, nee, dis waar ek die fout 'n paar keer gedoen het. Ek haal die 2 gemeenskaplik uit, net vanuit my A en my B. Nou, x² en x alleen, 2 en 8, ek haal hulle uit, so ek sit met 'n 2 voor, en 'n x²
plus met 4x binne my hakkie. En minus 42. Moet hom asseblief nie daai minus 42 gaan oorskryf na 21 toe nie, want dan gaan jy 'n probleem hê. Dis wat ek gedoen het. Ek sê net vir jou wat ek geleer het my foute uit. En dan kry jy hom, hy's hier bo. Hy's daar sny hy daar bo iewers, maar dis regtig nie reg nie. Want jy kry nou hierdie B hier wat 4 is, wat jy met 2 moet deel en hom dan kwadreer om vierkantsvoltooiing te doen. Wat vir jou soos 4 gaan gee, baie eenvoudig is. En dan plus jy, of dan minus jy dit by, jy plus dit hier binnekant die hakie by, en dan minus jy dit by aan die agterkant, maar omdat jy maal die A by wat voor is. So die A voor is daai 2. So dis 2, minus 2 maal 4 op 2 gekwadreer, minus 42. En jy doen jou vierkantswortels hier in die binnekant van die hakie, van jou blokhakkie, om uit te figure dat, okay, daai hakie gaan wees x plus 2 en 'n kwadraat, en jou q-waarde van jou draaipunt, daar aan die einde, gaan wees minus 50. Want jy plus al daai oudjies net bymekaar om by jou finale, finale konstante van jou draaipunt, sy y-afsnit, y-waarde gaan uitkom, oor my magtig. So daar het jy dit nou. Die draaipunt is minus 2 en minus 50. Jy plot hulle neer, en dan trek jy so 'n vreemde, weird, skewe parabol, soos wat ek gedoen het, en jy noem hom jou funksie f van x. En dis dit. Dis hoe jy hom teken, dis hoe jy hom toepas. Maar soos ek gesê het, dis ongelukkig nie hoe hulle jou, soos as hulle dit vir jou so vra, sal dit eintlik nice wees, want hierdie is nogal maklik. Dis maklik as hulle vir jou sulke tipe vraag vra. En ja, die rede hoekom ek dit sê is net omdat dit eenvoudiger is, jy weet, want jy kan die funksies net so toepas, maar jy gaan dit moet so super baie hard leer om te weet hoe pas ek dit toe in die praktyk of in vraestelle of met ander funksies wat bo op dit hardloop en deur dit sny en allerhande sulke goede. So ja. As jy byvoorbeeld jou waardeversameling vir hierdie funksie sou doen, sou jy net sê hy bestaan van minus 50 af tot en met positief oneindig, en hy is 'n element van die reële waardes. En die definisieversameling is maklik. Dit is net minus oneindig tot positief oneindig. So, dis dit. Ek gaan 'n paar vrae doen. Voorbeeldvrae een of ander tyd in my lewe. Ek weet nie wanneer nie, maar jy sal daai video kan kyk. En ja, ek sien jou dan in die toekoms.